Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek weet dit is moeilik om te glo as jy veral vandag hierso sit, maar die seisoene is besig om te draai. Die seisoene is besig om te draai en een van die dinge wanneer seisoene draai, en is dat daar sekere van die bome wat nou eers hulle blare verloor en met winde soos die laaste paar dae het die blare daar by my huis baie geval. Ons het een so 'n boom wat nou sy blare skud en daai boom is aan die bokant van ons erf en daai boom is baie siek. En die rede hoekom ek weer daai boom is siek is as jy kyk na die blare, dan het hy hierdie weird snaakse skynsel oor hom, die kleur is nie wat hy moet wees nie. Die blare is so verdor en verkrummel. En ek en my vrou weet en dreig al vir 'n lang tyd dat ons moet na die naaste kwekery toe gaan en jy kan medikasie kry. Jy kan daai boom behandel en dan kan die boom weer gesond wees. En ek begin hier, vriende, want hierdie beeld van 'n boom is natuurlik 'n baie behulpsame manier vir jou en vir my om te dink oor ons verhouding met die Here. Dit is treffend dat reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, en dit is een van Jesus se gunsteling beelde wat hy gebruik, is hierdie prentjie van 'n boom 'n baie behulpsame manier om te dink oor ons verhouding met die Here. En in daai prentjie is die fokus of die klem van die beeld gewoonlik op die blare van die boom of die vrug van die boom, wat natuurlik 'n indikasie is van hoe dit gaan, hoe gesond daardie verhouding met die Here is. Nou hier's die ding. Vriende, soos wat ek en jy na die spreekwoordelike blare of vrug van ons lewens kyk, met ander woorde die eksterne manifestering van ons verhouding met God, soos wat ons verhouding met die Here uitspeel in die regte wêreld, in verhoudings met ander en verhouding met God, soos wat ons dink oor die blare en vrug van ons lewens, is ek seker dat meeste van ons moet erken dat ons maar baie soos daai boom in my tuin is. Ten beste is ons mense, almal van ons, wat diep bewus is van die feit dat ons gesonder kan wees en dat ons gesonder wil wees en ten slegste partykeer besef ons dat ons nie so gesond is soos wat ons kan en behoort te wees nie. So hier is die vraag, vriende, wat ons vandag oor wil saamdink. Hoe kan ons meer gesond word? Wat is die God-gegewe behandeling om geestelike gesondheid in ons lewens te kultiveer? Nou dit is waar ons vandag gaan gesels. Soos ons gesê het, ons is besig met hierdie reeks wat ons getitel het Dankbaar, en in laasweek se gedeelte Psalm 107 het ons die volgende gesien. Ons het laasweek gesien dat dankbaarheid teenoor God, wat lei tot danksegging aan God, beide in woord en in daad, het ons laasweek gesien is iets wat in ons lewens as gelowiges behoort te wees. Dit is die gepaste manier vir 'n Christen om sy lewe te lewe, want het ons gesien in Psalm 107, God is die een wat ons verlos het, en God is die een wat alles in hierdie lewe aan jou en my voorsien, en soos wat ons hierdie goeie geskenke van God af geniet, besef ons net hoe goed hy is, en ons besef die troue liefde van die Here, en dit is wat hierdie dankbaarheid in ons wakker maak, wat in lewens van danksegging uitspeel. Dit was laasweek se gedeelte gewees. Wat ons in vandag se gedeelte gaan sien, vriende, is die volgende. Ons gaan sien dat dankbaarheid en danksegging is nie net 'n gelowige se verantwoordelikheid nie. Dit is ook ons voorreg. Dankbaarheid en danksegging is nie net iets wat ons behoort te doen want dit verheerlik God nie. Ons doen dit ook want dit hou 'n groot voordeel in vir jou en vir my. Dankbaarheid en danksegging is God gegewe behandeling om geestelike gesondheid in ons te kultiveer. En dit is wat ons nou wil kyk. Dit is wat ons gaan doen soos ons kyk na die teksgedeelte. Wat ons vandag gaan doen, is ons wil vandag 'n klein bietjie nadink oor Paulus se teologie oor dankbaarheid en danksegging. Baie mense besef dit nie, maar dit is een van die grootste temas in Paulus se Nuwe Testament briewe.
is hierdie idee van dankbaarheid en danksegging. Dis oral as jy begin uitkyk vir dit. En die boek van Paulus waar ons dit die meeste sien, is die boek Kolossense wat julle daarso op julle blaadjies het. Wat vir ons gelees was, is elke liewe keer in die boek van Kolossense waar Paulus praat oor dankbaarheid of oor danksegging. En dit is interessant, is dat in die oorspronklike taal is die woordjie, is daar net een woordjie, en dis die woordjie eucharistai. En eucharistai word vertaal partykeer as dankbaarheid, partykeer word dit vertaal as danksegging, want volgens die Bybel kan jy nie daai twee goed van mekaar skei nie. Waar ook al dankbaarheid is, sal daar danksegging wees. Waar ook al daar danksegging is, sal daar dankbaarheid wees. En so dit is wat ons vandag by wil stop en oor nadink. Hier's 'n bietjie van die padkaart vir ons tyd saam vanoggend. Ons gaan twee dinge doen. Die eerste ding wat ons gaan doen is ek wil hê ons met 'n klein bietjie daai beeld van 'n boom van nader af beskou en spesifiek waar dankbaarheid en danksegging in daai prentjie inpas. Dis die eerste ding wat ons gaan doen. En dan daarna wil ek hê ons moet net oor twee voorbeelde dink. En ons eintlik so baie wat ons kon gedoen het. Maar twee voorbeelde oor hoe dankbaarheid en danksegging geestelike gesondheid in ons kan kultiveer. OK, dis wat ons gaan doen. Hier's die eerste ding dan, die beeld van 'n boom en waar dankbaarheid en danksegging in dit inpas. Tel julle blaadjies byderhand. Kyk al saam met my na die middelste teksgedeelte wat daarso vir ons gelees was. Dit is Kolossense 2 vers 6 tot 7. Vriende, as daar verse in die Bybel is wat jy wil memoriseer, is Kolossense 2 vers 6 tot 7 een van daai verse. Daai twee verse gee vir ons die hele opsomming vir wat die boek Kolossense oor gaan. So dis uitstekende verse om te memoriseer en dit gee vir jou en vir my 'n baie goeie opsomming vir hoe 'n gesonde geestelike lewe lyk. En so kom ek lees ons daai verse. Paulus sê, therefore, Christen, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Sien raak die eerste woordjie therefore. Met ander woorde, dit wat hy hierso sê, kom in die hand van iets wat hy reeds gesê het. En hierdie is wat Paulus voor dit gesê het in die boek Kolossense hoofstuk 1 vers 15 tot 20 het Paulus gekom en hy herinner die Christene in Kolosse, hy herinner hulle oor net hoe amazing Jesus is, hoe groot, hoe verhewe Jesus is. En hy sê die verstommende ding in hoofstuk 1 vers 15 tot 20 dat Jesus is niemand anders as God self nie. Hy is God die Seun en dit is die Seun, sê Paulus, wat hierdie ganse skepping gemaak het. Dit was die Seun gewees. En dit is die Seun, Jesus, wat alles in hierdie skepping, elke liewe sekond, van elke dag, alles in stand hou. Dit is alles net Jesus. Maar gaan Paulus aan, hy sê, Jesus is nie net verhewe oor die skepping nie, hy is ook die een wat verhewe is oor ons verlossing. Hy is die een wat deur sy bloed aan die kruis versoening tussen God en die mens bewerkstellig het. Maar dis nie al nie, net in die 5 versies voor hierdie verse van ons, in Kolossense 2 vers 1 tot 5 gaan Paulus aan, hy sê, en Jesus is die mees kosbaarste van skatte. Jesus sê, dit is in Jesus, Jesus is die skatkis, sê Paulus, waarin al die wysheid en al die kennis van God te vind is. As jy vir God beter wil ken, as jy vir God beter wil verstaan, as jy meer van God wil geniet, wel delf dieper in Jesus en hy is die skatkis van God. Dit bring ons dan by ons 2 verse, therefore, met ander woorde, gegewe hoe kragtig Jesus is, gegewe hoe kosbaar Jesus is, hier is die opdrag aan jou en my. Christen, net soos jy die Christenlewe begin het, deur te kom na Jesus toe en Jesus te ontvang het, nou sê Paulus, gaan nou aan in die Christenlewe, deur aan Jesus vas te hou, en in Jesus te bly, om dieper en dieper jouself in Jesus te delf en te begrawe. En dit bring ons dan by vers 7, vriende, dit bring ons dan by hierdie prentjie, hierdie beeld van 'n boom.
kyk wat sê Paulus daar vir ons. Kyk, ek wil hê ons moet dit van naby af aanskou. Hierdie beeld van 'n boom wat hy gebruik hierso om die persoon wat in Jesus bly te beskryf. Hierdie is wat Paulus sê. Eerste ding. Paulus sê, hoor mooi. Hy sê soos 'n boom in grond gewortel is, ten einde in daardie grond, vanaf die grond af voedingsstowwe te kan kry sodat die boom kan lewe. So sê Paulus, is die Christen wat in Jesus bly iemand wat altyd sy lewenskrag in Jesus vind. En verder gaan hy aan, soos 'n boom wat gewortel is, op die grond as dit ware vas staan, so is die persoon wat in Jesus bly iemand wat sy of haar hele lewe op die vaste grond wat Jesus is bou. Derde gedeelte, kyk saam met my daarso, vers 7. Paulus gaan aan, hy sê soos 'n boom wat gewortel is en gegrond is, die vermoë het om sterk te staan. Daai boom kan sterk staan wanneer die winde ernstig waai en wanneer die pes die boom tref, kan daai boom wat gewortel en gegrond is sterk staan. So sê Paulus, is die persoon wat in Jesus bly iemand wat standvastig wees teen die aanslag van die vyand en van alle versoekings in hierdie lewe. En dan laastens, en hier is regtig die fokus, soos wat ons by hierdie reeks is, die laaste ding sê Paulus daar, soos wat hierdie boom wat in goeie grond gewortel is, gegrond is en gevestig is, soos wat so 'n boom uiteindelik gesonde blare het en goeie vrug dra. So is die persoon wat in Jesus bly, iemand wie se lewensvrug, sê Paulus, oorvloedig is in danksegging. Nou hierdie is hoekom ek wil hê ons moet stop en hierdie prentjie voor oë hou. Wat 'n behulpsame prent, vriende, is dit nie van die Christen lewe vir ons nie. Die rede hoekom hierdie belangrik is, vriende, is dat soos wat ons in hierdie reeks saam nadink oor dankbaarheid en danksegging, en soos wat ons probeer om dankbaarheid en danksegging in ons lewens te kultiveer, is die gevaar, dat ek en jy onsself in ons skoenveters kan probeer optrek. Ons kan probeer sê, okay, kom ons wees nou dankbaar, kom ons doen nou danksegging. Maar vriende, dankbaarheid is nie iets wat jy kan fake nie. Danksegging is nie iets wat jy kan manipuleer nie. En wat daai prentjie vir jou en vir my aan herinner, is dat hoe dankbaarheid en hoe danksegging kom, is dit begin en dit bly in Jesus. Dankbaarheid en danksegging gebeur met daardie persoon wat na Jesus kyk en oortuig is dat Jesus is die skepper, hy is die verlosser, hy is verheer oor alles en hy is my grootste skat. Dit is net so 'n persoon wat in Jesus in geloof en hom vasklou en wat in hom gewortel en gegrond en gevestig is. Dit is net so 'n persoon in wie daar dankbaarheid gaan opborrel en wat gaan voortspruit in 'n lewe van danksegging. Terug by daai boom in my tuin. Daai boom in my tuin, vriende, is dalk siek, maar as daai boom van my tuin se wortels neem in die grond is nie, dan is my boom dood. En vriende, so is dit met die mens. Geen Jesus nie, geen lewe nie. En vriende, daar waar geestelike lewe ongesond is, daar sal dankbaarheid min wees en danksegging sal skaars wees. Maar daar waar dankbaarheid en danksegging oorvloedig is, kan ek en jy weet, is daar geestelike gesondheid. Maar dis nie al hoekom hierdie beeld vir ons behulpsaam is. Hier is die verdere rede hoekom ek wil hê ek en jy moet daai beeld van ons lewens as 'n boom wat in Jesus is, hoekom ek wil hê ons dit voor oë moet hou is vir hierdie rede, vriende, is want hierdie beeld help ons om ook die inherente krag, dankbaarheid en danksegging te waardeer. Julle sien in daai prentjie, kyk weer na vers 7 se laaste gedeelte. In daai prentjie wat Jesus daarso vir ons wat Paulus gee, is die persoon wat in Jesus bly, die danksegging daar is nie so seer die vrug of die blare van die boom nie. Dit is nie so seer waar dankbaarheid en danksegging in daai prentjie inpas nie. Dankbaarheid en danksegging is eintlik soos die boomsap, soos die sap van die boom. Nou boomsap is natuurlik daai vloeistowwerige, gommerige ding in die binnekant van die boom, wat as dit ware die voertuig is, waar al die voedingsstowwe wat
vanaf die wortels af uit die grond uit opgeneem word, dan die res van die boom gesond maak en wat vloei tot by die punte van die boom en wat uitbars as vrug en blare en blomme. Dit is, vriende, hoe dankbaarheid en soos wat danksegging is. Kyk gou saam met my na die baie behulpsame quote uit 'n ander boek oor dankbaarheid en danksegging van 'n ou met die naam van Sam Crabtree. Watter unfortunate van het hy nie. Anyway, hoor hierdie uitstekende aanhaling van hom. Sam Crabtree sê, "The giving of thanks bears fruit. It is productive. Gratitude creates something that wasn't there before. As the Roman statesman Cicero wrote, there is nothing which I can esteem more than being and appearing grateful. For this one virtue is not only the greatest virtue, but also the parent of all other virtues. Other virtues are the children of gratitude." Vriende, stop en reflekteer net gou vir 'n oomblik op hoe kosbaar hierdie waarheid is. Stop en reflekteer gou vir 'n oomblik op jou eie lewe en dink gou saam met my na oor die lewensvrug in jou lewe. Beide dit wat goed is, die goeie vrug, asook die slegte vrug in jou lewe. Besef, vriende, dat die vrug in ons lewens, goed of sleg, dat daar is 'n direkte korrelasie tussen dit en dankbaarheid en danksegging in jou en my lewe. Dankbaarheid en danksegging het die kragtige vermoë, sê die Bybel, om goeie vrug in steede van slegte vrug in ons lewens teweeg te bring. Dis die eerste ding wat ek wil hê ons vanoggend moet verstaan, hierdie beeld voor oë te hou van die boom. Nou wat ek wil hê ons moet doen in die res van ons tyd saam is, ek wil hê ons moet saam nadink oor twee voorbeelde, net twee voorbeelde van hoe dankbaarheid en danksegging ons geestelike gesondheid kan kultiveer. Hier's die eerste ding wat ons oor gaan nadink. Vriende, danksegging is medisyne vir jou en my angstigheid. Danksegging is medisyne vir ons angstigheid. Kyk saam met my daar op die skerm. Ons gaan na 'n ander gedeelte, 'n ander brief van Paulus kyk, in Filippense 4, vers 4 tot 7. Ek lees vir ons. Paulus sê, "Rejoice in the Lord, always. Again I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Vriende, besef dit. Angstigheid is die grootste pandemie van ons tyd. Die statistieke daar buite is eensgesind daaroor. Ons is 'n generasie soos nog nooit tevore nie, wat 'n angstige, angsbevange mense is. En die hoeveelheid angsmedikasie wat ons op 'n daaglikse basis drink, en die manier wat ons sukkel om te slaap, en die manier wat ons permanent by sielkundiges is, en die manier wat ons 'n generasie is nog nooit tevore nie, waar hartaanvalle voor 40 nou meer as ooit tevore is, skreeu uit aan ons dat ons is 'n angsbevange mense. En daar's baie redes, nee, daar's baie bydraende faktore, redes hoekom ons so angstig is. Die pas van ons moderne lewens, die verantwoordelikhede en die verantwoordelikhede, maar die onrealistiese verwagtinge wat ons en die samelewing op ons plaas, maak vir jou en vir my 'n heeltyd 'n angstige mense. En dan is daar die probleem van ons informasie-era. Ek bedoel, die gesegde sê ignorance is bliss. Ons kan nie meer ignorant wees nie. Ons het inligting die heeltyd van elke rigting af. En die inligting is so baie keer 'n slegte nuus. Dit is die permanent hoe ons gebombardeer word met inligting en die nuus van moorde en korrupsie en geweld en oorlog. Dit is die manier hoe ons heeltyd via
die inligting om ons in social media en alles van dit heeltyd gekonfronteer word met ons eie gebrokenheid en ons eie gebroke wêreld. Dink aan COVID en kanker en die egskeidings en net alles wat ons die heeltyd on tap het. Ons is 'n angsbevange mense. Maar Paulus gee vir ons in hierdie gedeelte wonderlike medisyne. Hy sê vir mense soos ons wat angstig is, daar's 'n manier wat jou angstigheid verander kan word in die vrede van God. En die manier is Filippense 4 vers 4 tot 7. Ek wil hê dat daai gedeelte weer vir ons op die skerm gesit moet word. Kyk saam, vriende, wat is die antwoord op jou en my angstigheid? Eerste ding wat ek en jy moet doen is vers 4. Dit is dat ek en jy onsself in die Here moet verbly. Met ander woorde, ons is mense wat kies en sê, ek gaan my God my grootste skat maak. Ek gaan myself in hom verbly. Hy is my skepper, so net hy kan aan my voorsien. Hy is my verlosser, so net hy kan my verlos. Dis wat jy doen. Jy begin deur te kies om jouself in die Here te verbly. Vers 4, dan vers 5. Die tweede wat jy doen as jy angstig is, vers 5 is jy onthou en jy klou vas aan die beloftes dat die Here naby is. Dat die Here by jou is. Dat die Here vir jou is. Dat hy altyd beskikbaar is. Hy's altyd begeerig in jou uur van nood om jou te help. En dan sulke mense wat hulle nie self in die Here verbly, sulke mense wat gaan en wat onthou dat die Here is naby, wat doen hulle? Hulle bid. Hulle is mense en hulle kom met al hulle angstighede, met al hulle worries, met al hulle probleme en hulle bring dit na die Here toe. Hulle rig al hulle versoeke en hulle kom met al hulle vrese, kom hulle na die Here toe en hulle bid, maar hoe bid hulle? Hulle bid met danksegging. En dit is die ding, vriende, wat ek dink op die beste van tye ons mis, veral in ons angstighede. Die laaste ding wat ek en jy wil doen is dankie sê. En dit is juist, vriende, die hart van die gebed wat angstigheid na vrede toe sal vat. Hierdie is hoe 'n gebed lyk, vriende. Hierdie is hoe 'n gebed klink wat deurdrenk is met danksegging. Jy kom met jou vrese na die Here toe en jy sê vir hom dankie. Jy sê dankie Here, dankie dat alhoewel ek nou hier in my angs so alleen voel, is dit nie waar nie. U is by my. U is vir my. U is altyd saam met my en ek dank U dat U by my is. Here, dankie dat U vir my reeds U het reeds vir my uit die grootste van verknorsing uitgered. Naamlik U het U seun vir my gegee. Dankie dat in U seun het U vir my grootste van geskenke gegee. En so Here, omdat dit waar is, kyk daar so vers 7 praat van ons is in Christ Jesus. Omdat ek weet ek is in Jesus, weet ek omdat U vir my reeds dit gedoen het. Here, hier in my angstigheid nou, kan ek weet, sal U alles anderste ook saam met my gee. En so dankie Here, dankie dat ek weet U sal alles aan my voorsien wat ek nodig het. U sal na my omsien. Alles wat ek het, selfs hier in my nood, is goed vir my, want U is altyd goed. Maar dit is nie waar ons danksegging gebede stop nie. Jy bid dan verder en jy bid as volg. Jy sê vir God dankie en jy sê soos wat daai situasie waarin jy is sleg is en alles voel uit beheer uit. Vriende, dan kyk jy verby jou probleme en jy tel jou seëninge. Jy tel jou seëninge in die midde van jou probleme en jy kyk selfs na die swaar kry en die pyn waarin jy is. En jy tel die verborgde seëninge wat in die slegte situasie ook opgesluit is vir jou. En jy dank die Here vir dit. Jy dank hom vir dit. Jy sê vir die Here dankie vir die magtige maniere wat hy op soveel maniere reeds vir jou genade betoon het. En die manier wat selfs die slegte situasie nog slegter kon uitgedraai het. En jy dank die Here vir dit. En dan dank jy die Here vir selfs hoe hy in die midde van jou swaar kry besig is om jou geloof in hom te versterk. En jy dank hom hoe hy besig is om jou meer afhanklik van hom te maak. En jy dank hom vir die feit dat hy is besig om jou meer soos Jesus te maak. En vriend, as jy so begin bid in die midde van jou angstighede, ewe skielik, toenemend, stelselmatig, sal die angstighede vervang word
met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vriende, hoor asseblief tog mooi. Die krag van danksegging lê nie in die feit dat danksegging jou en my omstandighede gaan verander nie. Dis die fout wat die spreeklewe ouens maak. Dis die fout wat die Word Faith Movement maak. Jy sê net genoeg keer dankie en dan verander dit jou omstandighede. Vriende, eerder, wat danksegging doen is hy verander nie jou omstandighede nie, hy verander jou. Danksegging verander ons. Wat danksegging doen, is presies wat ons laasweek gesien het in Psalm 107. Soos wat jy die Here so wonderdade sien, as die meerderheid van dinge in jou lewe, dan raak die probleme ewe skielik nie meer so groot nie. En soos wat jy in die midde van dit onthou jou God is goed, en jy onthou sy troue liefde, dan gee dit jou in die midde van jou moeilike omstandighede die goddelike perspektief wat ek en jy nodig het juis in sulke tye. Dis die eerste rede, vriende. Kan jy sien hoe kan danksegging jou verander en alles anderste om dit goeie vrug teweegbring? Hier's die tweede en die laaste voorbeeld. Vriende, danksegging is nie net medisyne vir ons angstigheid nie. Danksegging is ook medisyne vir jou en my onvergenoegdheid. Kyk saam met my daar, tel julle blaadjies op, kyk aan na Kolossense 3. Kolossense hoofstuk 3 is daai gedeelte in Paulus se brief waar Paulus kom en waar hy die Christen roep tot 'n sekere lewe. Kolossense 3 is die hoofstuk waar Paulus gaan en hy sê vir die Christen as dit ware, hierdie is die slegte vrug in jou lewe wat jy moet afkap en hierdie is die goeie vrug wat jy in jou lewe moet kultiveer. Kyk spesifiek saam met my daar in hoofstuk 3 vers 5. Paulus verwys daarna gierigheid in die Afrikaans of covetousness in die Engels, onvergenoegdheid is die hartskondisie daarso. Kyk wat sê Paulus daar. Paulus sê, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry. Nou hier's die vraag, hoekom is onvergenoegdheid afgoderry? Dit is belangrik om hierdie nie te mis nie. Die rede is 10 gebooie. Die rede is Eksodus 20. Dink aan die 10 gebooie. Die laaste gebod is jy mag nie begeer nie. Dit is die onvergenoegde hart. Maar die laaste gebod, jy mag nie begeer nie, is juist die laaste gebod want hy korrespondeer met die eerste gebod. Dit is die inverse van die eerste gebod. Die eerste gebod is, jy mag net een God aanbid. En as jy nie die een God aanbid nie, dan het jy 'n onvergenoegde hart. 'n Onvergenoegde hart, vriende, is daar die plek waarin ek en jy so baie kom, nê? Waarin ek en jy kyk na ons lewens en ons dink, ek is nie tevrede met die lewe wat God vir my gegee het en die goed wat hy my gee en die goeie dinge wat ek wil hê wat hy nie vir my gee nie. En ek is nie tevrede met selfs die sleg wat hy vir my gee nie. En 'n onvergenoegde hart wil dan kyk na iets of na iemand anders toe om vir my 'n beter deel in die lewe te gee as God. Dit is hoekom onvergenoegde hart afgoderry is. Maar 'n verdere ding, ons is nog steeds in die 10 gebooie. 'n Verdere rede hoekom jy mag nie begeer nie, die laaste gebod is want al die ander gebooie is as dit ware spruit voor uit 'n onvergenoegde hart. Die gebooie van om moord te pleeg en om egbreek te pleeg en om te steel en om valse beskuldigings te gee, kom alles uit daardie hart wat onvergenoegd is uit. En ons kan dit sien hier, so kyk in julle gedeelte in Kolossense hoofstuk 3. Paulus se punt is dat die slegte vrug van ons lewens, vers 5 tot 11, kom voor uit hierdie onvergenoegde hart. En die goeie vrug in ons lewens, wat hy daar so lys in vers 12 tot 17, spruit voor uit 'n dankbare hart. Dit is hoekom dankbaarheid of danksegging, kyk Kolossense 3 vers 15 tot 17, 3 keer daarso vir ons genoem word. Want die goeie vrug kom van 'n dankbare, dankseggende hart af.
En ek wil dit vir ons net bevestig, ons is amper daar, maar ek wil dit vir ons bevestig ook in nog 'n teksgedeelte van Paulus. Kyk saam met my op die skerm na Efesiërs hoofstuk 5 vers 3 tot 5. Efesiërs 5 korrespondeer met 'n Kolossense hoofstuk 3 en kyk gou vinnig saam met my daarso op die skerm. Paulus verwys daar in vers 3 na covetousness en hy verwys daarna in vers 5. Wat is die teenmiddel vir dit? Wel, dis die middelvers, dis vers 4. But instead, let there be thanksgiving. Nou, hier is die vraag. Hoe vernietig danksegging 'n onvergenoegde hart? Kyk saam met my op die skerm, op die volgende slide daarso. Hierdie is hoe danksegging dit verander, vriende. Dankbare Christene is mense wat op die einde van die dag besef dat in Jesus geniet hulle die grootste en ewige erfporsie en erfenis. Die persoon wat besef dat in Jesus, hy wat die skatkis van God is, het ek alles nou en vir alle ewigheid. Daai persoon wat dit besef en dit begryp en dankie sê daarvoor, is nie iemand wat in hierdie lewe hardloop angstig om hemel op aarde nou te kry nie, want hy weet sy hemel op aarde kom later. En so hy is dankbaar want hy besef dit wat hy nou het is goed vir hom, hy weet wat kom hierna is soveel beter en so vernietig dit 'n onvergenoegde hart. O Ligpunt, hoor dit. Ligpunt, kom ons wees waaksaam. Kom ek en jy wees waaksaam teen die destruktiewe gevolge en die destruktiewe krag van 'n onvergenoegde hart. O, wees waaksaam teen dit. Social media waarop ek en jy lewe, dis die water wat ek en jy elke dag drink. Social media bestaan vir hierdie een rede en dit is om vir jou 'n onvergenoegde hart te gee. Social media is daarop uit om jou hart onvergenoeg te maak sodat jy die staf sal koop wat hulle aan jou wil verkoop. Vriende, bemarking so baie kere word juis ook ingespeel daarop juis vir dit. Om jou en my hart onvergenoeg te maak sodat ons die goeder sal koop wat hulle vir ons gee. Kom ons waak onsself teen dit en kom ons beklei daarteen. En kom ons beklei teen 'n onvergenoegde hart deur dit te fight met danksegging. Danksegging, soos Paulus gesê het daar in Efesiërs 5, let there be thanksgiving. Vriende, kom ons beklei daarteen. Ons beklei daarteen nie net op ons eie nie, maar ons beklei vir danksegging teen 'n onvergenoegde hart tesame. En ons doen dit nie net in gebed nie, maar ons doen dit ook, het jy gesien in Kolossense 3 vers 15 tot 17, ons doen dit in sang. Soos wat ek en jy sing, is ons besig om te beklei teen hierdie harte van ons, wat onvergenoegd is en wat lei tot soveel sonde in ons lewe. Ons fight teen dit. Ons doen dit in gebed en ons doen dit deur te sing en ons doen dit op ons eie en ons doen dit wanneer ook al ons saam met God se mense bymekaar kom. En ek sluit mee af. Ek sluit af, vriende, terug by die beeld van die boom. Vriende, as ons geroep word as mense om in Jesus te bly, om in Jesus gewortel en in Jesus gegrond en gevestig te wees, want dit is in Jesus waar ons die lewenskrag kry, sodat ons kan lewe. Vra jouself af, soos ons afsluit, wat presies is dit in Jesus wat vir ons daai lewenskrag is? Wat in Jesus is die ding wat dankbaarheid aanwakker en wat lei tot danksegging? Laaste versie soos ons afsluit, kyk na die heel eerste vers op julle blaadjies. Kyk na Kolossense 1 vers 5 tot 6. Paulus verwys daar na die Christense hoop. Hy sê, of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you as indeed in the whole world it is bearing root and growing, as it is also does among you, since the day you heard of it, the gospel, and understood the grace of God in all its truth. Hierdie is belangrik, moet dit nie mis nie. Vriende, die mespunt van die evangelie, wat die lewenskrag is, wat geestelike groei en vrug teweegbring, sê Paulus, is genade. Dit is soos wat jy in die evangelie God se genade in al sy waarheid hoor
en begryp en verstaan. En hier is die verstommende ding, daai woordjie genade, grace, is in die Grieks, is dit die woordjie charis. En soos ons net nou gesê het, dankbaarheid, danksegging is eucharistai. Vriende, hoor mooi, wanneer charis van God af na jou en my toe vloei, dan noem ons dit genade. En wanneer ek en jy daai genade ontvang, en ek en jy begryp die genade wat van God af na ons toe gevloei het, dan is die charis wat van ons af na God toe vloei, noem ons dankbaarheid en danksegging. En so Ligpunt mag ons sulke mense wees, mag ons mense wees, wat die genade van God wat in Jesus vir ons beskikbaar is, verwelkom. Mag ons sulke mense wees wat dit verstaan en wat hom vergestald. Sodat Kolossense 2 vers 6 tot 7 sal waar wees van jou en my. Sodat ons mense sal wees wat in Jesus geworteld sal bly en in hom gegrond en gevestig sal wees, en sodat dankbaarheid en danksegging in ons lewens sal oorborrel, uitvloei. Kom ons bid saam. Ja, Vader, U is so goed. U is so 'n goeie Vader vir ons. Here, dit is oral om ons. En U goedheid en U troue liefde en U seun Jesus is eintlik soveel meer omvattend as wat ons kan begryp. Ag Here, deur die Gees maak ons toenemende mense wat in hierdie wêreld, in die fisiese wêreld, U genade sien, maar wat ook in alles die genade in U seun Jesus sien en geniet. Ag Here, maak ons 'n dankbare mense. En Here, maak ons 'n mense wie se lewens sal uitroep in danksegging aan U. Here, ons wil sulke mense wees want dit verheerlik U, maar die return on investment vir ons is so goed, dit maak ons gesond. Here, ons wil 'n gesonde, gelukkige mense wees. Doen daai werk in ons deur die Gees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.